Nou ja, ons is amper daar. Episode 4 uit 5, die voorlaaste episode van Reisigers die reeks. Die episode is getitel Rigting. Die pad na die einde word korter. Die vriende berei hulle self voor vir afskeidspartytjie, maar dit is nie net die partytjie wat vir hulle wag nie. Waarheid, konfrontasies en 'n breekpunt. So, trek 'n stoel nader en kom ons spring in. Buite dorpoggend. Dit is weer 3 jaar terug. Van bo sien ons die dorp, doodstil. Ons beweeg oor na die myntjieshuis en sien vir Juba met 'n emmer seepwater oor hulle grasperk stap afdak toe. Juba is hard besig om rooies te was. Die bonnet, die vensters, bumper. Een band is reeds afgehaal. Juba skrob. Stukke modder skiet af. Elke wielmuur spotless. Als mooi blink. Wiel terug op, volgende ene en dan 'n skerp fluit van ver. Spikkerish. Slaps vroeg al huis toe. Boom gevat. En die man ten minste gerus. Sy 'n bietjie beter. Jep, en jep. Hy skrob en was terwyl Mario in gedagte toe kyk. Ek het gedink ons moet die suurlemoenskille met ten minste die helfte verminder. Stem. Juba, oor volgende jaar. Miskien kan ek nie môre tyd kry om te gesels. 'n Waslap trek deur die lug na Mario se gesig, wie dit maklik vang. Toe, help 'n brother uit. Ek dink hulle ruk lank oor 2 vir die pad. Die spasie op 17de, jou, Hy plaas die lap neer. ons volgende stappe. Sure. Nog op sy hurke skraap Juba die laaste modder en spoel af. Hy let die waslap op wat Mario neersit en sien hom agtertoe wegstap. Wat krap, Mario? Niks. Môre. Ons gesels môre. Deal? Hy verdwyn onder die afdak uit. Juba se boetie-sensors gaan af. Buite myntjieshuis stoorkamer. Net agter die afdak sien ons 2 trappe op na 'n klein stoorkamer met 'n staaldeur wat oop staan. Binne teen die linkermuur sien ons rakke leë bierbottels perfek in rye geplaas. Op die vloer bokse met sakke moutgars, gis, suiker en ander bestanddele. Die muur oorkant die ingang is amper toe met 'n selfontwerpte stellasie wat dit vul. Op die stellasie sien ons 4 50 liter blinksilwer ketels, elk op 'n vlak hoër as die ander, gekoppel met pype van bo na onder. Regs sien ons 'n Mario by 'n klein lesenaar sit, doenig. Bo hom teen die muur, vasgeplak, sien ons kontrolelyste en sketse van handelsmerkidees van 2 vir die pad. Vir 'n doen dit jouself begin is die broer se butiek bierbrouery met aandag en passie opgestel. Ons hoor Juba keel skoonmaak agter Mario, wie kop af besig is om te werk aan 'n nuwe handelsmerkontwerp. Hey, Ek is net. Jy's so seker. seker? Hierdie. Alles. Jy laat dit so eenvoudig lyk. Asof jy reeds die movie sien uitspeel het en weet wat volgende kom. Ek weet nie, jy het die gis gesnyf. Dit is 'n freaking talent. Vrek intimiderend, maar 'n talent. Mario staan op en beweeg oor na Juba toe, die een trappie af agtertoe tree. Van die posisie lyk Mario groter as Juba. Maar op 18 wil ek nie so selfversekerd wees, Juba. Ek wil nog soek. Ek wil beweeg sonder om te weet waar ek begin of gaan eindig. Wat praat jy? Beweeg? Waar was ons gisteraand? Ons het die sterre geraak. En elke keer besef ek net weer hoe baie nog daar vir my is om te ontdek. Ek love die idee van bier maak, wat ons al die reg gekry het. Dis amazing, maar hierdie is joune. Dis in jou hart. My hart soek nog. Hoe, wat sê jy? Jy wil dit als los, my alleen met als los. Om rond te wandel, sonder rigting? Nee, net nie jou rigting nie. Dit sink swaar by Juba in. Niks is finaal nie. My kop probeer nog homself vind, maar vir nou, ek is nog hier, Boeta. Môre, kom ons praat môre rustig oor als. Oor 'n lekker post-opskop brekkie. Mario tree af, maak die stoorkamer deur toe. Een ding waar ek wel seker is, nou gaan ons regmaak om 'n jaar behoorlik in sy back te box. Die keer vryf Mario sy boeta se hare de mekaar. Die hoeke van Juba se mond glimlag. Later, terug by Rooies, is Juba besig om die laaste wiel vas te maak. Hy kyk oor na die stoorkamer toe, in gedagte. Wiel op. Hy tree agtertoe en kyk na haar. Uitgevat, beautiful, blink, rooi.
reg om die ouens te vergesel. Vars, gewas en gereed kom die broers uitgestap op hul voorstoep in goeie gemoedere. Prof Myntjies net agter hulle. Geniet dit seuns. Kyk mooi na haar en sy sal mooi na julle kyk. Juba en Mario knik, sleutels in hand en spring by die stoep af, mik afdak toe. Ekskuus tog. Vir die eerste keer in die draaiboek ontmoet ons Juba en Mario se ma, Tannie D. Selfs in haar trauma-eenheid Scrubs het sy 'n sagte maar merkwaardige teenwoordigheid wat die omgewing en die mense om haar, veral haar man en seuns, ophelder. Vir 'n besonderse groep jong mans. Sy handige houtkussie oor aan Juba en Mario. Hulle maak dit oop en ons sien aan die binnekant van die deksel gegraveer: reisigers. Onder, netjies ingelê, 'n klein bottel whisky en 4 leergebinde jeupflesse, elk met die naam van die 4 vriende op. Juba en Mario kyk in vervoering na hulle geskenk. Maar hierdie is Die beste. Hulle albei stap oor en geel ma en pa stywe druk. reisigers. Nice. Dan spring hulle weer af, houtkussie onder die arm. Lief vir julle twee. Mario stop, draai om en draf terug vir nog een omhels. Laaste een vir die pad. Lief vir jou ook, mams. Die broers hop en rooi is en ry by die oprit uit. Ons sien vir Prof Myntjies met sy arm om sy vrou, haar kop op sy skouer. Al seuns tot ziens waai. Buite rooi is dag. Met die ritmiese klap van hande en gebroke karaoke, het ekstra oomf in die koorgedeeltes, begin Juba en Mario groot gees vang, soos ons die rooi Capri by die dorpsstrate sien deurbeweeg. Net te lank, en daar is 4 jong passasiers in 'n feestelike atmosfeer, wat die dorp verlaat, op pad na hul afskeidsopskop. Buite pad langs uitkykpunt. Die seuns trek van die pad af, klim uit en beweeg oor tot waar die afgrond begin. Onder voor hulle lê groot oop vlaktes gesny deur 'n netwerk grondpaaie wat landgoedere en klein hoeves verbind. Als bloedoranje ingekleur deur die son wat net bo die horison hang. Die houtkussie word oopgemaak. Opgewonde en gesellig neem elkeen hul eetfles. Juba maak seker niemand sin is leeg nie. Jo, wat is dit? Dankie. Kyk na hierdie ding. Maar die laaste. Nasie aand. Ja. Slabs, Mario, Monty en Juba lig hul eetflesse na bo. Yes. Op Wat? die reis Ja. Sy ratte draai, die ouens wag. is ouens. Juba. Ek het niks. Wel, soms is niks genoeg. Skouer aan skouer, gooi die ouens hul arms om mekaar en asem die oomblik in. Stilte. Die 4 jeupflesse omhoog. 'n Stille huildronk op hul onraakbaarheid wanneer die son die aarde raak. Menere, ek glo ons het 'n fenominale aand om af te sluit. Buite en binne rooi is, grondpad. Rooi is draai skerp van die teerpad af. Stolvolke wat sukkel om by te bly. Juba se hande op die stuurwiel, oë klein en gefokus. Slabs, Mario en Monty vasgepen in hulle sitplekke, hulle uitdrukkingsspiere genot. Die Capri wys weer haar staal. 'n Oop stuk grond is in Juba se vizier. Hy rat af, handrem op, druk die stuurwiel na regs, voet weer op die versneller. Rooi is gly grasieus oor die losgrond. Tyd staan stil. Juba in sy element. Hy kyk na Slabs, kop uit die venster, wind in sy gesig. In sy triespieeltjie na Monty, sy mond en oë waalwyd oop, en dan na Mario, wie homself met beide hande ophou aan 'n dakhandvatsel. Mario sien vir Juba se kyk, smaal terug. Van buite sien ons Rooi se wiele in stadige aksie op die sand draai. Die laaste sonstrale skyn deur die stofwolke wat die oranje skemerlig volmaak. Rooi en haar reisigers wat nie meer vir ons sigbaar is nie. Die sorgvrye klanke van generiese Afrikaanse poptreffers vul die mark, soos ons vir Juba, Mario, Slabs en Monty volg, deur 'n muurnes mense wat semi-doelgerig dwaal tussen stalletjies passieprojekte. Hulle eie belangstelling word hier en daar geprikkel. Die ouens soek 'n plek om hulself gemaklik te maak. Boutique bierbrouery. Die ander kyk na Juba en dan in die rigting waarna toe hy praat. O ja. Wat is dit? Dis ouens. Wat? 'n Boutique bierbrouery. Die ander kyk na Juba en dan in die rigting waarna toe hy praat. Die ander kyk na Juba en dan in die rigting waarna toe hy praat. 'n Boutique bierbrouery.
Nou in die middel van die mark staan gazebo's met paniere wat tuisgemaakte eet en drinkgoed adverteer, een spesifiek wat die vriende se aandag trek. Soos hulle nader beweeg, sien ons rye pikniktafels gerangskik om 'n sentrale dansvierkant te vorm, die bron van die mark se doef-doef-ritmes. Reeds vol met sokkie spesialiste van alle soorte. O, ja. Dit vat nie lank nie, dan vang ons op met die jongmans. Hulle tafel alreeds vol plastiekglase craft bier, lekker jollig. So ek klink daar 'n catch, Monty. Denise is magnifiek. Formidable. Formidable, wat hierdie ou. Gepraat van French. Sins hy ten minste lekker Casanova. In 'n tipsy lym neem Monty 'n oomblik en soos 'n ou wyse pottebakker beweeg hy sy hande in stadige ritmiese bewegings. Nee. Nog aan die lag draai Juba se kop na die makeshift dansbaan toe. 'n Groepie studente wat in 'n sirkeldans trek sy aandag. Hy luister met een oor na Slabs en Monty se gesprek wat in die agtergrond wegval, want hy sien vir Mario in die middel van die sirkel. Elmboog hak op, voetskop uit, nek konkel na voor. Dit is iets om te aanskou, vir die studente ook. Ons spandeer 'n bietjie tyd om die berugte marionet met vinger in 'n kragprop te waardeer. Juba glimlag en skud net sy kop, geamuseerd en beïndruk te gelyk. Slabs en Monty se gesprek wat weer na vore kom. Dis net die beste gevoel daai, lekkerste lekker. O, ja, daai gevoel. Lekkerste lekker. Monty se uitdrukking verraai sy antwoord. Alhoewel, partykeer miskien is dit die hospitaalreuke aan ons klere of lang ure of eintlik my kop sê dit moet daar wees. Hy frons en kyk met meer erns na Juba en Slabs. Maar diep binne ek voel dit nie regtig nie. O, jy moet dit voel. Selfs al is dit net 'n bietjie van 'n spark. 'n Besef kom oor Monty. Iets wat hy al lankal van homself weet. Iets wat hy net nog nooit hardop aan homself kon verwoord nie. Sy was my eerste meisie. Hy hou Juba en Slabs se reaksies dop. Ek weet nie. Ek kan mos nie so aanhou nie. Net om so deur my kop gelei te word nie. Wat laat jou lewendig voel, Monty? Doen dit. Die bietjie oupasol wysheid sit goed by Monty. Miskien mis ek iets. Miskien maak dit nie 'n saak nie. Hy staan op en laat die oomblik by almal insink. Maar vir nou, wat ek wel weet, Met een groot sluk maak Monty sy glas leeg. daar is 'n dansbaan wat vir Montellissimo hardroep. Met 'n ritmiese wals beweeg Monty oor in die rigting van Mario en die doef-doef danssirkel toe. Enjoy. 'n Groep skoolseuns kom verby die tafel gestap. Die voorbok met 'n lekker windgathouding tart vir sy meneer slap is. Slabs kyk net na hulle, sit 'n raak my in die uitdrukking op en dan na Juba met 'n skaamte. Verbaas wil Juba nog iets sê. Slabs vermy oogkontak terwyl die laities lag weghardloop. Juba kyk na sy vriend, omkant gevang, wag vir hom om iets te sê. Ek het gedink ek kan die skoolkinders hier iets bied. 'n Man in hulle lewe wat solid is, jy weet, op wie hulle kan staat maak. Vader weet hulle dit nodig, maar jy sien mos. Ja, jy sien mos. Almal om my is weg uit die plek. My ma en sis destyds, Monty, jy, Mario. Ek het uit redes uitgehardloop om hier te bly, Chupsie. Die emmer is nou leeg. Net nog een ding om af te handel. Jou pa. Slabs kyk ernstig na Juba. Daai geligte wenkbrau weer. Hy skud sy kop. Nee, my vriend. Jy. Juba wil nog reageer, dan hoor die twee vriende 'n skerp fluitroep vanaf die dansbaan. Hey, Hubert, Slabs, kyk. In die middel van die danssirkel staan Monty uit. Mario wat amuserend na hom kyk. Met 'n dramatiese tipsy two-step sweef Monty oor die dansbaan.
Kyk, Piaf se dans. Marius sien wat kom. Met 'n bietjie te veel entoesiasme stamp Monty een van die mans. Ons noem hom sommer Joe, stewig, middeljarig, wie met sy vriende buite die gedansery kuier. Juba en Slabs oorrek. Joe, duidelik eers van stryk gegooi, besef nou sy ego is effe geknak en stamp vir Monty midde in dans, dat Monty op sy stert op die vloer val. Popol, wat is jou probleem? Slabs spring op en hardloop oor. Afhandel? Wat bedoel? Slabs? Slabs is klaar op pad na Monty toe, Juba nou agterna. Ekskuus. Vat weer aan my. Monty! Met 2 harige arms gryp Joe vir Monty aan die kraag. Jy, chom, jy beter hom los, soos aan nou. Ek sal jou breek slaai maar. Slabs vat die ou aan die skouer. Sy vriende begin ook nou nader beweeg. Die temperature loop hoog. Hy was net oorgretig. Een te veel, niks bedoel nie. Oorgretig my gat. Ja, hy so kak. Hy gaan dit kry. Sy intense oë beweeg van Monty na Juba, Mario en Slabs toe. Wag. Is julle nie die ouens? Hy los vir Monty, fokus op Juba spesifiek. Dis reg, ja. Hy roep die res van sy buddies. Kyk manne, dis die myntjies eenling. Met eens bars die termostaat. Juba gryp vir Joe. Sy vriende spring in. Mario help vir Monty op. Slabs arms gryp vir Juba om die skouers, trek hom weg. Rustig, manne, rustig. Juba kry 'n klap teen die oor. Dit sês. Boeta. Joe probeer vir Juba kop stamp, maar Slabs tree in. Ek sal jou mos verniel. Met sy regterhand gryp Slabs Joe se kop en gooi hom kant toe. Dan stap hy die ander weg met sy skouer. Met die linker skeer hy vir Juba los uit die gemors. Hy beduie vir Monty en Mario om ook te laat gaan. Dit is 'n de mekaar spul soos min, maar Slabs gee rigting aan die verkeerd. Kom. Juba pyl weer af op Joe. Slabs keer en stoot sy buddies van die dansbaan af. Joe en sy vriende skerts, ingenome met hulle self. Mario gooi middelvingers terug. Monty se kieste is bleek. Kom. Ons beweeg aan. Dis tyd. Dit is laatmiddag. Die jeep se deure slaan toe, aangeskakel en begin beweeg met Slabs agter die stuurwiel en Mario wat vir Monty, duidelik nog nie lekker nie, probeer gerus stel agter. Ek is so jammer julle. Piaf se dans. Ek het net dis alles net te veel. Die laaste paar dae alles was net so in 'n mooi netjiese boksie tot gister. Bliksems. Hierbaar ek is so jammer. Maar Juba se kop is iewers anders. So jammer. Ek is lief vir jou. My vriend, ons almal is. Wat bedoel jy? Jy het nog een ding om af te handel met my. Die jeep draai links in 'n buurt in. Liefde. Alles net vir jou. Van ons almal. Selfs Patricia is bekommerd. Dit is hoekom sy jou 'n paar dae afgegee het. 'n Koue rilling kom oor Juba se nek. Patricia. Pat. Hoe ken jy Ons almal voel net Monty? Hoe ken jy vir Pat? Want ons het met haar gepraat, Joubert. Juba se lippe raak kurk terug, sy binneste draai. Hy kyk na Slabs, na Monty, na Mario, dan om hom. Hy ken die straat, die huise, die oprit voor hulle. Hy besef. Nee. Stop die kar nou. Ons moet hom sien. Ons kan dit nie meer langer afstel nie. Nee, Slabs, julle. Hy begin aan sy deur pluk. Juba, wag. Slabs trap rem. Juba is uit net voor die kar ordentlik tot stilstand kom. Hy val en rol grond toe met die uittrapslag. Juba staan op, hande en gesig vol skrape en stof, verlore. Dit is hoekom ek in die stad was, Juba. Hoekom ek jou by die winkel raak geloop het. Winkel? Dieselfde kruideniersware winkel waar jy amper elke dag by koop. Ek was vir 'n week net 'n tree agter jou. Hoekom ek geweet het waar jou woonstel is. Toe die tyd kom, ons het jou kom haal. Juba se gesig klop. Sy brein probeer nog bybly. Sin maak van alles. Jy kan nie vir altyd weghardloop nie. Jy moet als face. En dit begin hier, by jou pa. Hy het jou nodig. Joubert. Tannie die, jou ma, sy
Sy het geloop. Sy's weg. Die broer se harte sink in hul maag. Nee. Piss af. Jy het geen reg nie. Juba! Buite op die sypaadjie stormloop Juba vir Slabs, wie die hou vat in die maag. Hy struikel agtertoe. Monty en Mario se voete in sement, weet nie wat om te doen nie. Geen reg. Slabs gryp Juba aan sy belt en gooi hom een kant toe. Hy rol op die grond, weer vinnig op sy knie. Slabs in verdedigende posisie kyk besorgd na sy vriend. Jou pa is siek. Bullshit. Van al die verskonings. Loop hom pateties, man. Met al sy krag stamp Juba vir Slabs hard. Slabs struikel een tree agtertoe, maar hou sy hande in die lug. My pa. Nog 'n stamp. Slabs vat nie die aas nie, weier om te beklei. Juba mik vir nog 'n stamp. Gedink jy's my pel. My pa is dood. Die aarde sink weg onder Juba se voete. Sy gesig spierwit. Hy kyk na Monty wie sy kop knik. Slabs laat sak sy hande. Nee. Jy lieg nog steeds. Juba se hande word vuiste en mik na Slabs. Jubber. Die kenmerkende maar nou rou-ferm stem van Prof Mentjies beëindig die remoer se muur. Alles stop. Ons sien vir die prof. Hy het meer oud geword as wat mens sou verwag, maar stoppelbaard en ongestryk. My hart. Prof Mentjies kyk reguit na Juba, die teleurstelling en hartseer duidelik. Sekondes voel soos ure. Hy draai om en stap by die straat af, by die Mentjies huis in. Die 4 vriende sê nie 'n woord vir mekaar nie. Mario is die eerste om agter sy pa aan te stap. Juba huiwer, dan stof homself af en sit sy broer en pa agterna. Vir eerste keer in 'n baie lang ruk tree Juba en Mario weer op die voorstoep van hulle ouer huis. En waar was jy? Hierdie is jou battle. Haal asem. Skouers terug, rug regop. Juba haal diep asem. Die broers stap binne.